En miskien gaan jy nou net in 'n hoekie sit in jou polsirkel. So, my kinders heel verkeerd groot gemaak. Luister hierso. Ons almal het al geflop met iets. Ek groet u in daardie oorwinnende naam. Jesus Christus, die Seun van die lewendige God. In Hebreëus noem hulle hom Yeshua HaMashiach. Ander tale Yeshu. Hy het verskillende name in elke land, maar ons identifiseer hom. Hy's die Seun van die lewendige God. Nou ja, ek wil met u praat oor, is jou kind vir jou belangrik? En ek glo nogal hierdie is 'n goeie geselsie. En as dit jou afsit, dan wil ek jou vra, sit ek jou af, omdat jy nie help by jou kind nie, omdat jy nie besig is om jou kind reg op te voed nie? Moenie eie wys wees nie. Moenie dink ons weet alles nie. Ek en jy moet maar laag op 'n snee gaan, elke dag voor God en sê, help ons om ons kinders groot te maak in U weë. Nou, ek het 2 kinders groot gemaak, ek het nou 5 kleinkinders, en ek het 4 pragtige kinders, want my skoonkinders tel ek ook as kinders. Het ek foute gemaak met hulle? Baie. Het my kinders foute gemaak toe hulle groot geraak het? Baie. Het my vrou foute gemaak met hulle? Ja, baie. Ons het foute gemaak. So kom jy vandag hier en ek vertel hoe goed is ek, en jy met jou kind groot maak soos ek dit gedoen het. Ek kom vertel vandag vir jou, en ek kom stuur so bietjie. En as jy oupa, ouma's, of 'n pa en ma's, of jy raak nog eendag 'n pa en ma, dan kan dit jou help. Nou, voordat ons beginne, kom ek adverteer net 'n bietjie. Ons is besig met die projek Take Over. Take Over South Africa. Ons wil die land oorvat. Ons wil hê massas moet bekeer. Ons wil hê die tikhuise moet toemaak. Ons wil hê drankhuise moet toemaak. Ons wil hê dat hospitale moet voorgebid word. Ons wil hê dat kerke hulle plig doen as Matteus 28:19 uitbeweeg, nie eenmal in 6 maande nie, maar weekliks in die evangelie daar buite gaan verkondig. Nou, raak asseblief betrokke. Op hierdie post is daar 'n nommer, en jy kan net soontoe WhatsApp. Take Over, jou dorp se naam, jou provinsie se naam, en dan jou selnommer, jou naam en jou e-posadres. En dan as jy wil ietsie sê vir ons, wat jy wil hê ons moet kom doen in jou dorp. Ons gaan in die volgende 500 dae, is al 'n paar dae verby, gaan ons 50.000 kilometer deur die land aflê. As jy dit hier post, gaan ons dit nie sien nie. Ons gaan dit sien, maar dit gaan nie by die data uitkom nie. As jy dit vir my stuur na my selfoonnommer toe, gaan dit nie werk nie. Maar as jy dit na daardie nommer toe stuur, Take Over, kom dit in 'n leer, dit kom op my foon, elke keer voordat ons beplan in watter rigting ons ry, kyk ons die nommers, party kan ons 'n maand voor die tyd bel, party 'n week voor die party, en hier en daar gaan ons skielik sien, ons het geweet ons gaan môre in hierdie dorp wees, en so te bel. En dan sit ons koppe by mekaar. Party plekke bied ons 'n seminaar aan, party plekke gaan ons net deur met die billboard, miskien kan ek net so omswaai. Daar staan hy. Hy bord en hy busy. Staan die bord agter die agter. Jesus staan op daai bord, né? Take Over, en met daardie bus gaan ons deur die land. My ene, ek sien op Facebook gisteraand, dat die busie is vandag 2 jaar oud, bekeer jou en laat jou doop. Loof die Here vir die kilometers te afgelê het. Hy het eintlik min afgelê, 94.000 kilometer in die 2 jaar. Dit is eintlik baie min. En is dit maar so 42.000 in 'n jaar. Dit is regtig min. As jy vat hoe baie uitreikings doen ons. Ons het dan ander voertuie ook. Wat is my ry? Wat vat jy net 42 gedeelde deur 12
waar kom jy uit? Nou moet ek besop. Ek is hier by die calculator, dat julle nie agterkom, ek is nie so slim nie. Maar kom ons, wie gaan vir ons daar sê? 12 gaan in 42 in. 12, 24, 36. Ja, so 3000 amper 4000 kilometer maand is eintlik baie min wat ons gery het met hom. Maar dan het ons ander uitreikings so. Ja, nou ja, ek wil met jou praat 'n bietjie. Het gaan 'n 15 minute wees, so as jy nie klaar kan kyk nie, kyk vanaand klaar, stuur dit aan vir iemand, stuur dit vir jou kinders, stuur dit vir jou vir die oupas en die oumas wat die kinders baie keer uit jou hand uitvat en bederf en nie reg groot maak, jy stuur dit vir iemand anders. Ek gaan nou nie 'n teaching hê hoe moet jy jou kind groot maak nie. So hier en daar, ek gaan stir. Gaan 'n paar vrae vra. En miskien gaan jy nou net in 'n hoekie sit in jou polsirkel. So my kinders heel verkeerd groot gemaak. Luister hierso. Ons almal het al geflop met iets. Ou Andres kan 'n selfoonwinkel gehad het, maar omdat hy in standaard 6 of standaard 7 een van sy ou selfone verkoop het in die skool. En vandag as ek terugdink, dink ek dit was nou ook nie so erg nie. Sy selfone verkoop het sonder om dit met my te bespreek, het ek sy velle afgetrek. Ja, pak slaag kweek, liefde, dissipline, alles. Glo altyd hier by School of Fire. Ons het dissipline en ons het genade en liefde. As jy net genade en liefde betoon, loop hierdie studente oor ons. Kry niks met hulle reg. As ons net dissipline toepas en sonder liefde, dan maak ons hulle sulke computer goedjies hulle reageer nie. Maar as die genade, dissipline, genade, en hy loop so saam, dan loop dit reg. Dink jy loop die een voor die ander een uit. En dit is hoe ons kinders ook moet grootmaak. Nou kom ons gesels so 'n bietjie. Kom ons bid saam. Here, ek het vanoggend weer hierdie deel nagelees waar U sê: alle mag is vir U gegee in die hemel en ook op die aarde. En ek is so opgewonde oor daai stukkie op die aarde. Want ek is nog op die aarde, Here. En al die mag, daar's nie 1% mag wat U nie het nie. Daarom, Here, is my gebed vanoggend as ek met hierdie billboard deur die land ry, daardie mag van U, soos Petrus se skade wie op mense geval het, dit lig genees. As hulle klere op mense geval het, daar gebeur. Ek vra vir 'n magtige herlewing van daardie bord, as hulle die naam Jesus lees, 'n moslim, 'n boeddhis, 'n Christen, 'n enige, dat daar krag uitgaan van U, en dat hulle change, nie 'n bietjie nie, maar massas. Here, en so ook op hierdie, wat ons nou gaan praat. Here, is alle mag aan U gegee, en ek is U ambassadeur, en U opereer deur my, dan kan ek huis toe maak, dan kan 'n parlement verander, dan kan dinge gebeur. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Alle mag, daarom kan ek op slange en skorpioene trap. Daarom kan ek die demone vertel om te gaan. Ek wil vir julle net vinnig sê, hulle is nou op die bootcamp, ander is hulle met die groep. Ek het gister haar besoek. Ek sal vandag so 'n videoetjie plaas, hoe moes ek deur water gaan met die bussie. Maar as ek kyk hoe mooi hulle verander het, en laasweek het is hier gevalle gehad, duiweluitdrywing, in die naam van Jesus, mense wat Satan opgeroep het, 3 het ons hier gehad, wat demone in hulle ingeroep het, 'n jong kinders. Ons het hier gehad, mense, ek moet baie versigtig wees hoe ek praat, want mense kan aflei van wie ek praat, en ek wil nooit, my studente gaan ek nooit blootstel nie. Wanneer hulle vry is, getuig hulle self te hou. Daar's mans, ouer mans, 20 tot 50 en 60 jariges, ek sit met meisies hierso, 16, 14, wat hierdie mans met hulle afsprake gemaak het in die land, en hulle belieg het, en dan hulle mislei het. Kan ek vir jou sê, jy weet hulle is hier, en jy kyk my programme, want jy wil weet wat gaan met hulle aan, binnekort klop ek aan jou deur. Nie die polisie eerste nie. Jy moet bid die Here dat die polisie jou eerste kry oor jou kindermolestering. Jy moet dit bid. Want as ons eerste is, kom ons praat oor vandag se lesing. OK. Mama, as jy bekeer is, lang voor jou kinders gered is dit 'n skor.
As jy vandag nog nie kinders het nie, en jy is ongereed, bekeer vandag, begin het dien God. Ek het bekeer 2 weke nadat Andres gebore is, hy is die oudste, ek wou hom doodskiet, sy ma het gevlug met hom, gehardloop weg, ek was 'n dronk, sleg pa, toe kom stap hy in my lewe en sy naam is Jesus. Dis hoekom ek dit op daardie bord sit. Sy naam is Jesus. En hy kom stap in, en hy change my lewe. Dit wat nie gechange is my eie skuld. Jesus wil alles change. Maar in elk geval, dit is 'n voordeel ook gewees om toe te bekeer, maar tog, omdat ek toe ook nog geestelik groei, sit jy in jou kind goed, wat party reg is, wat party nie reg is nie. Ek vat een voorbeeldjie wat julle nou sal geniet. Wanneer jy so pas bekeer is, dan gryp jy mos iets in jou hart met dit. Partykeer onwys, en partykeer radikaal. Partykeer dink ek is ons wysheid voor ons vuur, blus dit die vuur. Maar okay, dit daar gelaat. Ek het, in die storie wat ek nou vertel, kan nou weer party heel verkeerd vertolk, maar vertolk hom dan nou maar, soos jy hom wil vertolk. Nou, na my bekering, man, toes ek opgewonde, as ek 'n kersfeesboom sien, skop ek hom stuk in. Nou nie so erg nie, maar vandag sal ek instap, ek sal nie 'n woord sê as iemand 'n kersfeesboom het nie, en mense gaan hemel toe met hulle kersfeesbome en alles, dis net blessing blokkers, maar dit nou daar gelaat, hoor gou boy, moet asseblief nou nie weer op 'n troontjie klim en op 'n treintjie en godsdienstig raak en almal wil veroordeel wat nou 'n kersfeesboom het nie. Jy het baie goed weer wat ander nie weet van nie, of wat jy self nie weet van nie, maar 'n mens moet so verduidelik dis daarvoor jy 'n storie vertel, want anders spring daar weer een op en raak heel kranksinnig. Maar in elk geval, ek gaan besoek, Andres kon al praat, gaan besoek my gemeentelede daar in Kimberley, en terwyl ons in die kombuis sit, hoor ek Andres sê, en nou groei ek ook nog geestelik, so ek dra alles aan hom oor, hierdie klein chokkertjie. Ja, ek is eintlik meer bly dat al het ek onwyse goed oorgedra, maar dit was ten minste vol van die vuur van God, as wat ek net gefrik was, sorry vir die woord, maar 'n lui Christen is 'n verskriklike ding, is erger as 'n ongeredde amper. Maar okay, dit daar gelaat. Ek gaan vandag stuur, so gaan liewer straf as jy nie wil die goed hoor nie, en as jy wil gesis wees in jou ore, moenie hier wees nie. Moet dit dan nie aanstuur nie. Maar in elk geval ek hoor, in Jesus naam, sê Andres, met sy klein stemmetjie. In Jesus naam. Ek sê vir die ou, laat ons net daar gaan kyk. Hy sê, ag nee man, aan die sitkamer is net 'n kersfeesboom, maar is nou nie groot stories nie. Ek sê, laat ons gaan kyk. Dus daar kom dit Andres elke Vader Kersfeesie, wat hang in die boom, breek hulle koppe af, en hy sê, in Jesus naam. Nou, so het ons kinders groot gemaak, en prys die Here, op 'n ander kind se, hulle eet pap, ek dink dit was Wheat Pix, of het was Kellogg's, of iets, en daai tyd was daar 'n Spider-Man op, en toe hulle hom so uithaal, toe gryp Andres, hy's nog klein, die pap uit die kind se hand uit, gooi dit op die grond neer, en trap het, in Jesus naam, en hy trap die Spider-Man. Nou ja, kom ons vergeet nou daar, voordat ons carry away gaan, maar daar is baie boosheid in goetertjies. En kom ek sê sommer plain, moenie vir my vra Spider-Man verkeerd is daai een, bad boy is van die pad af, jy kan nie sê jou kind moet 'n good boy wees, en dan koop jy vir hom bad boy klere nie, maar ek stuur net vandag. Nou wil ek vir jou reguit sê, as jy gaan klere koop, kniel saam met jou kind by die huis, sê, Here, ek ken U in al my weë, en U sal my paaie gelyk maak, en dan kan jy vir jou kinders verduidelik, en nie op hulle gil en sê, jy sal nie so dan kry nie, dis duiwels. Nee, mooi vir jou kind verduidelik. Luister, hierdie is nie van die Here nie, ek weet maatjies het dit ook, maar moenie die maatjie gaan attack by die skool nie, bid jy net vir die maatjie. Jy hoor wat ek sê, ons moet so bietjie baie wysheid toepas. Maar kom ons gaan so bietjie aan. So ons het voordeel, maar ek kry baie keer 12 en 16-jarige tieners, wat sy ouers eers bekeer het daarna, en dan is hulle verskriklik rebels. Lewe Christus. Moenie as jy bekeer die oggend, die volgende dag wil jy jou kind moet ook onmiddellik reg wees. Jy het hom 'n hele verkeerde leefwyse gewys, jy het hom met 'n glas drank in die hand groot gemaak, en 'n sigaret miskien, en nou wil jy skielik hy moet reg wees.
nee pa, ma, uit jou geval, vat geduldig wees en bid vir hulle, maar as daar nou iets is wat 'n pa, ma nie moet doen nie, jy laat nie die sonde in jou huis toe nie. Ek kry ouers wat sê, ag hy moet nou maar liewerste sy 6 bure huis toe bring en hier drink, ek gaan hy hom nie disko toe nie. Pa, ma, jy sal voor God staan oor die 6 bure wat jy toelaat. Dit daar gelaat. Okay. Kom ons gaan vra 'n paar vrae man. Jy wil die beste hê vir jou kind. Stem ek saam? Ek en jy? As ons polisse uitneem, is dit maar vir ons kinders. As ons iets opbou, is dit maar vir ons kinders. Dit gaan om vir die kind die beste te hê. En nou is ou kleinkinders kleinkinders, ek het 5 van hulle. Man, ek is so opgewonde om dinge vir hulle. Ek praat met van Luka, hy's nou 7. Ja, hy's nou 7. Nou praat ek en hy, want hy stel baie in die meele belang, en dan praat hy en hy wil Dorettos maak, want jy maak dit uit mieliemeel uit. En dan kan ek en hy 'n sinvolle gesprek hê, want hy wil Dorettos maak, en hoe kan hy dit maak? Gesels met jou kind, lewe saam met hulle, en vertel hulle al hierdie wonderlike planne wat ons het. Ja, nou kan julle my weer 'n bietjie veroordeel, as ek die volgende vertel, ou Esra, hy raak nou donderdag, raak jy ou 6. Hy's 'n eister, hy rooi kop, hy's 'n eister. En so die ou hier by Herbou 'n bietjie gaan wat lemoenpitte plant. En net sy plantjies het opgekom, maar ek het gesien gaan nie groei nie. En toe gaan koop ek by Vroetewets wat lemoen, ek sit hom en ek neem hom af en ek vertel vir hom as een van sy wat lemoene. Haha, nou gaan hulle sê oupa lieg verskriklik. Luister hier. Ek gaan hom die waarheid vertel. So moenie wanneer ek vat dit net so eentjie voordat ek dit vertel. Maar ek wil hom nie so teleurgestel. Toe gaan koop ek nou maar 'n wart lemoen. Dat en sê dis syne. Maar ag, hy het ook so gekyk, hy stiker op die wart lemoen en toe sien ek al die man weet. Maar binnekort sal ek hom vertel, oupa het hom net gejoke. Nou ja, ek is so 'n bietjie, vertel my foute, as jy dit wil fout noem, of vertel my wat ek wil noem. Maar kom ons gesels 'n bietjie. Kom ek vra 'n vraag. As jy wil hê God moet jou kind moet God dien. Jy wil trots wees op jou kind. Hy moet uitstyg. sien jou kind dat jy Bybel lees? Sien jou kind dat die Bybel nie net rond lê in jou huis nie, maar dat jou hart vol is van Jesus? Vra net die vraag, ons gaan nie oor preek nie. As jy wil hê jou kind moet trou en 'n heilige huwelik hê, sien jou kind dat jy getroud is? Of sien jou kind dat jy saam bly in hoedery? Hoe kan jy wil hê dat jou kind nie eendag, jou dogter, moet by hierdie man slaap en daai man slaap het, maar jy doen dit voor hulle en jy doen dit. En al sien hulle dit nie, jy saai dit in die gees. As jy pond kyk, saai jy in jou kinders dat hulle verkragt kan word. Besef jy dit? Dat hulle gemolesteer kan word. Pa, ma, jy maak die deur oop as jy pond kyk, dat jou kinders verkragt kan word. Jy kan die oorsaak wees dat sulke goed gebeur. Kom ons kyk verder. Wil jy kleinkinders hê eendag? En wil jy hê dat dit, wil jy eendag graag kleinkinders hê? En party van julle het. En julle wat het, sal julle gelyk het, julle het nie kleinkinders nie. Wil jy kinders hê? Wil jy kleinkinders hê? Hoe kan jy dan die LGBT gaan ondersteun? Hoe kan jy die DA se Pride optogte ondersteun? Hoe kan jy stem vir 'n party? Nou gaan party afspring, want nou raak dit 'n bietjie warm. Ek wil nie hê my kind moet met dieselfde geslag trou nie, maar ek ondersteun organisasies wat glo in dieselfde geslag huwelike. Ek sit in 'n kerk waar hulle man en man trou en vrou trou, maar ek wil nie hê my kyk hoe klim hulle af. Maar eendag, as hulle kind uit sy weet, dan wil hulle aan God uitroep. Ek gaan nie vandag terughou nie, ek gaan lekker gesels in so 'n bietjie stir, en jy kan dit later aanstuur, né? Prys die Here. Nou, as jy wil hê eendag kleinkinders hê, dan kan jy mens nie ondersteun dat man en man trou wat nie kan pregnant raak nie. Twee vrouens kan nie pregnant raak van mekaar nie. Ondersteun dan Bybelse goed, dan sal ons land ook anders te lyk. Nee, kom ons gaan so 'n bietjie aan. Wil jy graag jou kind in die hemel eendag sien?
Hoekom is jy dan teen bekering? Hoekom is jy teen die pastoor wat by die skool open en praat van bekeer jou en laat jou doop? Jare kon die NG Dominees voorgestaan het en die broederbonders toe die skole geran het, kon hulle gesê het, elke maandag het hulle geopen. Ons as pastore mag jy sommer kerke, skole geopen het op 'n tyd. Is nou maar. En dan kon hulle oor hulle besprinkelingsdoop, wat geensins in die Bybel is, gesels het. Dankie Namibië, julle wat afgesplit het, 42 gemeentes van die NG Kerk, wonderlik, oor die LGBT. Baie wonderlik. Ek glo in Suid-Afrika sal hulle ook nog, ek kan net nie verstaan dat iemand fout sien en dan vat jy 20 jaar voordat jy wegloop van die fout af. Dominees wat hier luister, ek wil vandag vir jou vra, hoe lank wil jy nog, gaan dit oor jou amp? Of wat? Hoe lank wil jy nog vashou aan iets wat God verwoes het, so Sodom en Gomorra? Ok, kom ons gaan so 'n bietjie aan. Ek wil sommer vir Gideon Frederik Mostert gelukwens, wat daardie tyd deur ons gestudeer het, School of Fire, hy's in die PPK as pastoor georden. Geluk Gideon, ek sien jy is hier op, prys die Here. Nou, kom ons gaan so 'n bietjie aan. Hoekom dan, as jy jou kind in die hemel wil sien, koop jy vir hom sigarette? Hoekom as jy jou kind in die hemel wil sien, deel jy 'n bier vir hom uit en julle drink saam? Ek is hierdie cool pa, ek kan my kind drink saam. Step it man, step it. Dis nie cool nie. Julle kan hier sê net wat julle wil. Die wat my wil aanval, val my aan. Ek gaan vir daai kindertjies wat gehelp gaan word vandag. 'n Pa wat vir 'n kind sê, gaan haal vir my 'n bier of 'n brandewyn. Maar daai kind ken nie, gaan haal pa se Bybel hê. Sê ek vandag vir jou pa, jy's uit die put van die hel. Jy maak jou kind vir die hel groot. Jy moet draai voordat dit te laat is. Ek lewer die boodskap af. Wat jy daarvan maak is jou saak. Ai, wat kap ek aan mekaar hierso? Daar's die mense ry verby en groet so bietjie. Wil jy graag jou kind in die tronk besoek? Nou stop die mense hier, nou weet ek nie, bring hulle iemand of wat nie. Ek wil nou nie die boodskap graag stop nie, as dit kan, maar ons kyk maar wie's dit. Wil jy jou kind, bring seker iemand wat op Welms is, of ek weet nie, kom ons kyk maar. Wil jy graag jou kind in die tronk besoek oor rasisme? Baie ouers sit te praat rasse, diskriminasie in hulle huise. En op 'n dag vat die kind die geweer en hy gaan skiet iemand dood. En dit het al gebeur. Van ander rasse. Of hy beledig 'n ander ras. En dan gaan jou kind tronk toe. Hoe voel jy daaroor? Pa, ma, pas op wat jy sê. Pas op wanneer jy so luidrigtig is. Sien jou kind laat pa Bybel lees, ma Bybel lees? Wil jy nog steeds die beste hê vir jou kind? Is jy bereid om te verander? Wil jy hê jou kind moet verander? Wil jy graag sien hoe jou kind sterf van longkanker? Wil jy graag sien hoe jou kind versmoor in 'n hospitaalbed van emfyseem? Gaan aan rook. Rook in jou kind se teenwoordigheid. Rook terwyl jou kind in die hospitaal moet beland eendag. Nou kom ons hoor wat wil die mense sê. Ek sal nou baie jammer wees as ek die live moet stop. Hou net so 'n bietjie aan. Yes. Kan julle gou gaan kyk? Ek wil net gou iets klaar maak. Dankie. Okay. Is iemand wat net wil gou oor die krokodille gaan kyk en wat wil 'n bietjie besigheid doen. Lyk dan nou daar kan nou vir my besigheid in hierdie saak wees. Okay. Kom ons gaan 'n bietjie aan. Gaan jy jou kind by 'n krokodil ook los, laat hy sy hand deurdruk? Hoekom los ons kinders dan met die sonde? Hoekom los ons hulle dan met die sonde? Ek wil vir jou vra, weer eens, ek het laasweek 2 gevalle van emfyseem gehad wat dood wurg. Mense wat so spyt is, hulle het gerook. Stop met jou storie, my pa het 90 geraak en gerook en gedrink en niks oorgekom nie. Pas op wat jy sê. Dan, kan jou kind maar sterf in 'n dronk
situasie waar hulle bestuur, of gaan jy like 'n dronkman met jou kind raak ry? As jy drank promoveer, maak jy die deur oop vir dronkgoed om jou en drank om jou. Mense, kom ek en jy raak ernstig met die Here. Sal jy tevrede wees dat jou dogter trou met 'n man wat elke aand suip met 'n drankasem en 'n sigaretasem en porn kyk met jou dogter? Hoekom doen ons dit? Hoekom doen ek en jy dit? Ek doen dit nie, hoor. Ek praat net, dis 'n manier van praat. Daar staan 3 goedjies wat ek nie doen nie. Ek is nie so onskuldig nie, maar ek kyk nie porn nie. En ek drink nie en ek rook nie. Dank die Here daarvoor. Ek wil nog 'n dingetjie vra. As daar porn dwelms, daar's paas wat sê, my kind kan maar dagga rook. Hulle kan dagga koekies eet. Solank hy net nie die harde dwelms gebruik nie. Gee regtig om vir jou kind en dan sê jy kan 'n dagga koekie eet. Ek het nie woorde vir sulke goed nie. Maar eendag is jou kind 'n oordosis dwelms gebruik, want dit begin by die dagga koekie. Miskien is jy al dood. As jou kind daarbo aankom en nie kan die hemel haal nie, omdat hy alkoholist geraak het. Jy het jou drank hanteer. Ek kan my dop hanteer. Jou kind sien jou voorbeeld en hy kan dit miskien nie hanteer nie. En hy beland in die hel. Ek vra maar net weer die vraag. Kom ons gaan kyk 'n bietjie verder. Jy wil hê jou kind moet 'n good boy wees, 'n good girl wees. Maar dan koop ons vir hulle klere bad boy, bad girl. Almal wat verbyloop spreek uit bad boy, bad boy. Is daar 30 keer op 'n dag oor jou kind uitgespreek word bad boy? Sê ek nou vir jou, vou jou kind. Is daar groot moeilikheid. Jy sê vir my, ja, my kind het sukses, groot werk, goeie salaris, het 'n huis, 'n kar al en hy's nog jonk, wonderlik. Dit is pragtig. Jou kind het hard gewerk en jou kind verdien dit. Gaan jou kind hemel toe. Het jy vir hom Jesus gegee? Het jy vir haar Jesus gegee? Is jy seker jou kind gaan hemel toe? Dan moet my kind maar so bietjie minder hê van die aardse goed. Maar ek wil weet sy siel gaan na hemel toe. Wat nou maar ek het my kind alles van Jesus vertel, maar my kinders volg nie God nie. Bid vir hulle en gee liefde. Dit is die hartseer, dit gebeur ook baie. Maar die ander kant gebeur ook baie. Ek werk hier met jong mense, daagliks. Nou weer 40, hulle is op die bootcamp. En kan ek vir jou sê, almal wat hier kom, 95% en meer, is dit omdat die ouers nog nooit vir hulle Bybel gelees het, nog nooit van Jesus vertel het. Ek het meer ouer probleme as kinderprobleme. En as daar ouers is wat nou luister en jy is hierdie goeie ouer vir jou kind gewees, wonderlik. Sit nou weer hier met 'n seun, ek sukkel met hom. Maar die foto's wat hy my van sy pa wys, is waar sy pa heeltyd by die bar in sy huis staan. Jy wil hê jou kind moet verander. Maar jou huis het 'n bar. Waar's dan jou bidplek? Vra maar net. Nou sê jy maar rooi is. Ek het opgeslip my. Rooi is ek het opgeslip, wat nou? Gaan op jou knieë, sê Here, jammer. Ek het opgeslip. As jou kinders by jou is, roep hulle in. Andersins stuur jy vir hulle 'n boodskap en sê luister, ek het opgeslip. Al is jy 80 en jou kinders is vandag 60. Of jou kinders by die huis. Ek het my kinders ingeroep toe hulle nog klein. Sê ek sit hier, ek en julle ma het ook ons foute in die lewe gehad. En ons vra vergifnis vir julle. En daar het dit gebreek. Dinge het gebreek. Nou, wie kan toe iets sê? Wie kan toe iets sê? Daarom wil ek vandag vir jou vra. Bely jou sonde. Sê vir jou kinders jy's jammer. 'n Ouer kan vir 'n kind dit sê. En jy sal sien hoe verander jou huisgesin. Royce maak sit met 'n 16-jarige rebel. Ouers stuur hier vir my rebels. Dat sê hulle vir my, ek dink is monsters wat hier afklim. 2, 3 dae is dit oulike kinders. Hulle kort dissipline.
Nou, ek mag jou nie aanmoedig vandag hierdie, want dit is teen ons land se wette om te sê, buig die boompie terwyl hy jonk is. Maar God sê, sy woord sê, ek haal die Bybel aan, sê tugtig, die een wat jy lief het. Nie onverskillig nie, tugtig. Maar okay, vra jou kind vergifnis, begin 'n Bybel lees in jou huis. Gooi die drank uit voor jou kind. 'n ware pa wat God dien, gooi die drank voor jou kind uit en steek die sigarette voor hom aan. Weg. Nie aan nie. Weg. Steek dit brand. En sê ek is klaar met hierdie goed. Sê so 'n bietjie wat ons gesels het. Stel jy belang in jou kind, is jy lief vir jou kind? Gee Jesus vir jou kind. Gaan voluit vir Jesus. En jou kind sal verander. Jy sê, Roy, my kind sit in die tronk. Dis eintlik te laat. Nee, is nie te laat. Stuur vir hom 'n mooi briefie. Sê, ek het opgeslip op my seun, my dogter. Maar jy gaan uitkom en ons gaan 'n nuwe lewe bou. Wie van ek en jy? Oor die evangelie gaan ons in elk geval binnekort in die tronk sit. Want toe ons tyd gehad het om te stem, toe het 60 miljoen Suid-Afrikaners, net 300,000 vir 'n Christenparty gestem. Ons tyd kom. Ons tyd kom. Christene in Suid-Afrika gaan in hoekies wegkruip en sê, ek moes wakker gewees het, maar ek het die DA ondersteun wat staan vir aborsie, wat staan vir LGB, al daai goed. Ek het ander ondersteun. Miskien as jy 'n kind wat hier kyk, jy ondersteun die EFF om te sê, kill the boer, kill the farmer. Julius moet besop. Ons is ware Christene. Ons is Davids. Ons spreek vry. Ons bid vir Julius al jare. Maar Julius, ek gaan nie in 'n hoek sit dat jy my kom doodmaak nie. Ek het gister vir jou laat weet. Ek tel al my 5 klippies op. Maak met dit net wat jy wil. Miskien is 1 klippie vir Cyril Ramaphosa wat sy mond hou, dat een volk mag uitgeroei word in hierdie land. En as hier ander kleurige mense kyk en ander nasies nou my video kyk, ek is lief vir bruin, swart en wat julle ken my. Daarom is ek rooi, is eers wit nie. Maar ons sal nie kan sit dat een nasie doodgemaak word in hierdie land nie. Dat is so slap. Ons moet hierdie land oorvat in Jesus naam. En daarom gaan ek 50,000 kilometer nou aflê, periodiek, en ek vra jou, sal jy my tank petrol, diesel bydra. Dankie vir die man wat ons busie gaan diens, nou oor 'n week, aan Randburg. Ons vertrek die 1 April, vir die eerste, ons is 10 mense in die busie, partykeer 11 of 12, kos R1,000 om net die nodige te eet per dag en koeldrank. Dis min. Sal jy vir ons eendag sponsor? As jy dit sal doen, my nommer is 082789950 of die nommer op my post, kan jy laat weet. Stuur net, take over. Dis ons tema. Jou naam, jou dorpsnaam, jou provinsie se naam, jou selfoonnommer en jou e-posadres. En dan sê jy wat jy wil graag doen. Ons kontak jou binnekort. As daar enige kinders daar buite is wat gemolesteer word, en julle kyk hierdie video, vat gou Oom Roy se nommer 082-78-99050. Laat weet my. As daar human trafficking is of iets, ek sal nie jou ouers of iemand sê as jy my laat weet nie. Ek sal nie dadelik die polisiebakkie by jou huis stop nie. Ons sal ons ondersoek eers goed doen. Moet net nie jok nie. 'n Molesteerder moet in die tronk kom. Dis een van die dinge om Suid-Afrika oor te neem. Molesteerders hoort in die tronk. As jy weet van iemand wat kinderpornografie kyk by hulle huise, op hulle fone of op hulle computers, bel my. Ek wil hulle rapporteer, hulle kry nou so 25 jaar tronkstraf. Alle kinderpornografie kykers, laat weet my. As jy weet van tikhuise in jou dorp, maar jy moet dan ook self iets doen in jou gemeente. Nie alles vir my gee nie, ek kan nie in hele Suid-Afrika werk het.
Maar laat weet my, skryf my, take over en dan laat weet jy waar dit is. En dan laat weet jy my jou gemeente se telefoonnommer ook, want julle moet ook iets doen. Dan wil ek afsluit met dit. Ons is baie opgewonde wat Trump doen in Suid-Afrika en dat hy hulle knyp. En ek hou 60% van Trump, sy ander 40% wat hy strooi injag, hou ek van nie. Maar hoor gou mooi. Ek wil 'n vraag vra. Is ons Christene in Suid-Afrika so swak dat ons 'n man van die buiteland moet kry wat vir ons opstaan? Kan ek en jy nie self opstaan nie? Kom ek en jy staan ook op. Dankie wat Trump doen. Dankie wat die ACDP doen. Dankie wat #HopeForSA doen. Dankie wat elke Christenparty doen. Maar kan ek en jy nie ook opstaan nie? Kan ons nie ons kop uitsteek en by die abortiekliniek gaan bid en hom toemaak in Jesus naam nie? As Jesus dan sê, al die mag, ek sluit hiermee af, is aan my gegee, in die hemel en op die aarde. As ek en jy dan saam met Jesus wandel, dan kan ons mos hierdie goed toemaak. God seën, raak asseblief betrokke, ek het jou nodig vir waar ek ry. Asseblief, moenie na my nommer toe net WhatsApp nie, ek sien dit miskien nie, die nommer is op my post. Asseblief gaan soontoe en stuur die WhatsApp. Die Here seën. En hy is lief vir julle. Wanneer laas jy vir jou vrou blomme gekoop? Vrou, wanneer laas jy kers aangesteek of jou man kos gemaak? Wees lief vir mekaar, die Here